Goeiemôre almal. Karsten, jy het so mooi gespeel. Ek het amper vergeet om op te staan. Vandag is die 11de Sondag na Trinitatis. Die vers vir die week staan in 1 Petrus 5 vers 5b. God weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. Die kollekte van verlede week was R5.777, waarvan die kinders R715 bygedra het en die volwassenes R5.062. Vandag se kollekte samel ons in vir die gemeente. Dan volgende Sondag is 'n Afrikaanse diens weer hier in Kroonal op die gewone tyd, waarna die halfjaarlikse gemeentevergadering sal plaasvind. Ons sal eers uitgaan vir tee en dan sal ons terugkom vir die vergadering, die normale reëlings daar rondom. Baie dankie dan aan Dr. Annette Dreyer-Krieger en Louise Berends, wat vir ons sal voorgaan met die erediens. Ons waardeer dit verskriklik dat sy haar weer met haar teenwoordigheid ons vereer. Baie dankie. Dan baie welkom aan alle besoekers. Net vir julle kennisname, na die erediens is daar tee by die Kegel, vir die wat nie weet nie. En dan laat ons dan nou die erediens in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees vier. Amen. Ons sing nou ons maandlied, There is a Longing. Baie dankie.
Laat ons nou saam Psalm 145 bid. O my God, o Koning, ek wil U verhoog en U naam loof vir ewig en altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Ek wil spreek van die glans van U heerlike majesteit en van U wonderbare dade. Hulle sal die gedagtenis van U groote goedheid laat uitstroom en jubel oor U geregtigheid. Die Here is vir almal goed en sy barmhartighede is oor al sy werke. My mond sal die lof van die Here uitspreek en laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Here Jesus Christus, ons wil ja sê as U ons roep, en tog is dit soms vir ons baie moeilik. Ons vra U, maak ons harte oop en ons denke helder, sodat ons nou na U stem kan draai en die pad na U oor en oor kan vind. Dit vra ons van U, wat saam met die Vader en die Heilige Gees leef en regeer vir ewig en altyd. Amen. Die epistel staan geskrewe in Efesiërs 2 vers 4 tot 10. Maar God se ontferming is oorvloedig. Die liefde waarmee hy ons liefgehad het, was so groot, dat toe ons verkeerde lewe ons geestelike dood veroorsaak het, hy ons saam met Christus lewend gemaak het.
Dis dus God se genade wat gemaak het dat julle verlos is. Omdat ons aan Christus Jesus verbind is, het God ons saam met hom opgewek, saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. So sal God in die tye wat kom bewys dat hy heeltemal oorloop van genade. Die goedheid wat God ons deur Christus Jesus gegee het, sal as bewys dien. Dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julleself nie, maar is 'n gawe van God. Dit is die gevolg van julle dade. Niemand kan daaroor groot praat nie, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Hier eindig die lesing. Die evangelie staan geskrewe in Lukas 18, die verse 9 tot 14. Toe het Jesus hierdie gelykenis vertel met die oog op sommige mense, wat oortuig is dat hulle saak voor God reg is, maar die ander mense verag het. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en 'n ander was 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself gebid: O God, ek is dankbaar teenoor U, dat ek nie soos die ander mense is nie, diewe, onregverdiges, ontuchtiges, of ook soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer gedurende die week, en ek gee 1/10 van alles wat ek verdien. Die tollenaar het op afstand bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het vol skuldbesef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die eerste een, gaan huis toe as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat homself verhef bo ander, sal verneder word, maar hy wat homself nederig ag, sal verhoog word. Hier eindig die lesing. Laat ons nou saam met alle Christene op aarde ons Christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader,
met familie en maatjies, waar Jesus ook laat ons tyd saam met hom spandeer. Nou, wens vir julle 'n geseënde diens, die Here seën, behoed en bewaar. Broers en susters, u kan maar eers u plekke inneem, soos gewoonlik gaan ek net so inleiding gee en dan sal ek vir u aankondig wanneer u kan staan vir die skriflesing. Ek neem aan dat baie van u die afgelope tyd die Olimpiese Spele gekyk het. Nou, elke sport het sy beserings, soos die gesegde. En dit sou jy ook waarskynlik raak gesien het met die Olimpiese Spele, dat daar 'n paar mense was wat aan die spele moes onttrek as gevolg van beserings. Hierdie reël geld ongelukkig nie net vir die Olimpiese Spele nie, maar ook vir die spele van die lewe. Ons val. Ons kry seer. Ons breek. Ons twyfel. Ons raak depressief. Dis 'n gegewene wanneer ons hier op aarde is.
Dit gaan gebeur. Maar ek dink hier kan ons ook iets by ons sportsterre leer. Want het jy al gesien wat gebeur met 'n atleet by die Olimpiese spele wanneer hy op die veld seer kry of wanneer 'n rugbyspeler tydens die spel seer kry? Probeer hulle op hulle eie van die veld afkruip en staan die res net en kyk? Nee. Onmiddellik is die noodhulp daar en die persoon wat seer gekry het, laat ook toe dat die noodhulp hom help. Die spandokter is daar. Professionele atlete het trouwens 'n hele mediese span wat hulle bystaan wanneer hulle aan kompetisies deelneem, want hulle weet, hulle gaan soms daardie hulp nodig kry. Ongelukkig gebeur die teenoorgestelde dikwels in die spele van die lewe. En ja, dit is so, mense is nie altyd bereid om te help nie, maar as 'n mens mooi daaroor dink, is dit dikwels jou eie skuld. Want ons is so baie nie bereid om vir hulp te vra nie. Ja, daar is mense wat baie maklik vra vir hulp, wat nie skroom om bakkant te staan nie, 'n mens kry van hulle, maar ek dink vir die meeste van ons gaan dit teen ons grein in. Dis hoe ons groot gemaak is. Dis ons trots. In die wêreld waarin ons leef, definieer ons mos meestal sukses eers as sukses as ons dit op ons eie bereik het. As ons die resies sonder hulp gewen het. Want ons wil mos nie erken dat ons ook kan foute maak en kan val en kan seer kry nie. En tog is die vinnigste man of vrou op aarde nie bang om te vra vir hulp as hulle 'n besering opgedoen het nie. Tog sorg alle suksesvolle, hoor mooi, individuele atlete dat hulle 'n span het waarop hulle kan staatmaak. Want hulle weet, hulle kan ook moedeloos word en seer kry en siek word. Hoeveel te meer is dit nie die geval met ons geloof nie? Dit is so ironies dat ons, veral wat ons geloof aanbetref, dink dat ons alles moet alleen dra en alleen hanteer, want ons dink dis 'n skande om te twyfel, dit is 'n sonde om kleingelowig te wees. God en mense sal ons minag, sal ons verwyd, en daarom moet ons liewer maar net alleen aansukkel. Maar weet jy, as ons mooi die Bybel gaan lees, dan sal ons daarin agterkom, dis nie nodig nie. Inteendeel. En kom ons gaan lees nou uit die woord van die Here, uit Markus hoofstuk 9, daarvan af vers 14 tot 29. Jy kan maar opstaan en dan lees ons uit die woord van die Here, uit Markus 9. Die opskrif wat die vertalers aan die gedeelte gegee het is, Jesus maak 'n seun gesond. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle 'n groot menigte mense daar rondom hulle, en skrifgeleerdes wat met hulle redeneer. Die hele menigte was verras toe hulle Jesus skielik sien, en het nader gehardloop om hom te verwelkom. Hy het vir die skrifgeleerdes gevra, waaroor redeneer julle met my disippels? Een van die mense het hom geantwoord, meneer, ek het my seun na u toe gebring, omdat hy van 'n gees besete is, wat hom stom maak. En elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom op die grond neer. Dan kry hy skuim om die mond en hy kners op sy tande en sy spiere trek saam. Ek het die disippels gevra om die gees uit te drywe en hulle kon nie. Jesus sê toe vir hulle, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe. Hulle het die seun na hom toe gebring. Net toe die gees vir Jesus sien het, dat die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit al dat dit hom oorkom? Van kleins af, antwoord hy.
En baie keer het die Gees hom al in vuur en in water gegooi om hom dood te maak. As u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus. Vir een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die onrein gees skerp aangespreek, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Die gees het hom laat skreeu en ewige stuiptrekkings laat kry en toe uit hom uitgegaan. Dit het gelyk of die seun dood is, sodat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en opgehelp en hy het opgestaan. Nadat Jesus huis toe gegaan het, toe hulle alleen was, het sy disippels hom gevra, waarom kon ons die gees nie uitdrywe nie? Hy het vir hulle gesê, hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Ons lees net tot sover. Gemeente, gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, dit glo en ook daarvolgens lewe. Amen. Ek kan my plek inneem. Een moedelose pa waag dit om 'n wildvreemde man te vra vir hulp. Sy kind het waarskynlik volgens vandag se mediese wetenskap al sy hele lewe lank aan epilepsie gely. En dit het hom stuiptrekkings laat kry. Die pa het gehoor van hierdie Jesus wat kan wonders doen. En hy was moedeloos, want hy het al alles probeer, maar niemand kon hom help nie. Jesus, van wie hy gehoor het, was letterlik sy laaste toevlug. En omdat Jesus aanvanklik nie by sy disippels was nie, het die pa vir die disippels gevra om die kind gesond te maak, want in daardie tyd was dit die opvatting dat die leermeester se volgelinge dieselfde goed moet kan doen as die leermeester. En daarom was die verwagting by die pa dat die disippels ook, soos Jesus genesingswonders moet kan doen. Hulle was mos op dieselfde vlak. Hulle was al lank saam met Jesus. En die disippels het ook so gedink. Nou, terloops, om te verstaan wat hierdie verhaal probeer sê, moet ons eintlik eers mooi na die samestelling van hierdie verhaal gaan kyk. Die outeur van Markus vertel eintlik vir ons hier 'n verhaal met twee gedeeltes. Die eerste gedeelte gaan oor die disippels se onvermoë om die kind gesond te kan maak, en die tweede gedeelte gaan oor die pa van die siek kind. En hierdie twee gedeeltes verduidelik eintlik mekaar. Nou ook net as agtergrond. Hierdie geleentheid speel af na Jesus se verheerliking op die berg. En die 3 disippels wat saam met Jesus op die berg gegaan het, was Petrus, Jakobus en Johannes. Hulle was die getuies van die verheerliking, waar daar bekend gemaak is dat Jesus waarlik die geliefde seun van God is. Nou, die mense wat hierdie verhaal lees, was bewus daarvan. Ons, wat ook hierdie verhaal lees, weet wie Jesus regtig is. Maar die ander disippels wat nie saam met daardie 3 disippels en Jesus was nie, was nog nie daarvan bewus nie. En toe Jesus na die verheerliking van die berg by sy ander disippels kom, was daar groot oproer. Die skrifgeleerdes was besig om met die disippels te redeneer. En die skare het gestaan en luister. Die redenasie gaan daaroor dat die disippels nie die vermoë gehad het om hierdie siek kind gesond te maak nie. En dis waaroor die argument nou gaan. Hoekom is die disippels dan nie in staat om te kan doen wat Jesus doen nie? By die lesers wat weet dat Jesus die seun van God is, kan ook die vraag ontstaan, hoekom kon Jesus se disippels dit nie regkry nie? Hy het tog die mag gehad om hulle in staat te stel om dit te doen.
En Jesus antwoord die disippels met hierdie ernstige vermaning en berisping. Hy sê vir hulle, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hulle is sy disippels, sy troue volgelinge, wat al jare saam met hom op die pad is, maar tog sê hy, hulle is ongelowig. Dis hoekom hulle dit nie kon regkry nie, hulle het nie genoeg geglo nie. Dis die eerste gedeelte van die verhaal. Dan volg die tweede gedeelte wat afspeel tussen Jesus en die Pa. Jesus sê dat hulle die seun na hom toe moet bring, en terwyl hy by Jesus is, kry hy weer 'n aanval. En hoor dan die Pa se smeekgebed. As u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus, vir een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. Help my. En hierdie uitroep echo eintlik in al die woorde van al die mense wat deur Jesus genees is. In Matteus 15 lees ons van die Kanaanitiese vrou wat op haar knieë voor Jesus val en smeek, Here, help my. Die 10 melaatses roep in Lukas 17 vers 13, Jesus, Here, ontferm u oor ons. So ook die blinde mans in Lukas 18. En dan lees ons van die 2 blindes in Matteus 20 wat net al hoe harder en harder uitgeroep het dat die Here hulle moet help, al hierdie mense hulle probeer stilmaak. Hierdie mense vra almal vir hulp en so maak hulle eie weerloosheid en afhanklikheid bekend. Hulle erken eintlik daarmee self, kan hulle niks meer aan hulle situasie verander nie. Die pa van die teksgedeelte wat die seun na Jesus toe gebring het, erken eintlik nog meer met sy woorde. Hy sê, as u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. Hoor u, hy vra vir hulp, maar hy maak ook terselfdertyd daardeur sy eie twyfel bekend. Aan die een kant glo hy dat Jesus dalk sal kan help, want hy het immer sy seun na Jesus toe gebring, en tog twyfel hy of Jesus regtig iets daaraan kan verander. Nou antwoord Jesus hom, jy sê as ek iets kan doen, maar geloof beteken tog, alles is moontlik vir die een wat glo. Hy gooi eintlik die bal terug na die pa toe. Hy sê eintlik vir die pa, as jy regtig glo in my, as jou geloof sterk genoeg is, dan kan jy self jou kind gesond maak, want 'n geloof is alles moontlik, is dit nie? Maar tussen die lyne praat hy ook met die disippels. Hulle het ook gedink hulle geloof is sterk genoeg en tog kon hulle dit nie regkry nie. En as die vraag, wanneer is jou geloof dan sterk genoeg? As die disippels sin dan nie is nie, wat al so lank saam met Jesus is, hoe sal my eie geloof ooit aanvaarbaar wees vir God? Die disippels het geglo, hulle geloof is sterk genoeg. Hulle het gedink hulle sal die kind self gesond kon kry, en hulle kon nie. Hoekom nie? Die ontknoping van hierdie verhaal kom na vore heel aan die einde van die gedeelte. Wanneer die disippels vir Jesus vra hoekom hulle dit nie kon regkry nie. En Jesus antwoord hulle met die woorde, hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Met ander woorde, in hulle selfversekerdheid het dit duidelik geword dat die disippels se geloof eintlik in hulle eie vermoëns was. Nie in Jesus nie, want hulle het gedink hulle het nie sy hulp nodig nie. En daarom het hulle nie gebid en gevra vir hulp nie. Hulle het gedink hulle het dieselfde vermoëns as Jesus. Maar die vraag wat ook hier na vore kom is, wanneer is jou geloof dan sterk genoeg? Wanneer kan jy op jou eie 2 voete staan? Wanneer het jy nie meer hulp nodig nie?
pa het dit eintlik geantwoord met sy laaste opmerking aan Jesus. Toe hy gesê het, ek glo, help my waar ek nog ongelowig is. Nou dit klink na 'n teenstrydigheid. Geloof en ongeloof in dieselfde antwoord. Dit kan tog nie? Dit kan. Want dit is 'n geloofsbelijdenis en 'n gebed wat saam uitgespreek word. Dis om te erken, ek kan net sterk staan as ek vra vir God se hulp. Ek kan net glo as Jesus my ongeloof vergewe en my help. Die spanning tussen geloof en ongeloof bring 'n mens tot daardie belydenis en die gebed om te vra vir geloof. En wanneer jy dit kan doen, dan is jou geloof genoeg. My geloof is sterk genoeg, juis wanneer ek besef, op my eie is my geloof nooit sterk genoeg nie. En daarom het ek altyd die vrymoedigheid om te bid en te vra, Here, help my in my ongeloof. Ek glo, help my waar ek nog ongelowig is. Dit is seker die magtigste geloofsbelijdenis wat jy kan uitspreek. Die oomblik wanneer jy bely dat jy glo, besef jy dat geloof maar altyd gepaard gaan met ongeloof en twyfel. Maar my geloof in God gee juis vir my die vrymoedigheid om te kan bely en te kan bid. Dit is geloof. Jesus se wonders wil nie in die eerste plek vir ons iets sê oor die genesingswonders nie. Dit wil vir ons iets sê oor Jesus self. Want eintlik is dit wat Jesus daar gedoen het 'n voortsetting van sy verheerliking op die berg. Daardie wonders wil vir ons bevestig. Hy is waarlik die Seun van God. Die Seun van God wat selfs mag het oor dinge wat jy nie kan verklaar nie, soos bose geeste. Meer nog, hierdie Seun van God het deernis met mense in nood. Hy het begrip vir klein geloof en twyfel. Ek het aan die begin gesê dat ons almal eintlik besig is om deel te neem aan die spele van die lewe. En soms wanneer dit met ons baie goed gaan, dan raak ons hoogmoedig en ons dink, nee, ek het baie reg gekry op my eie en ek het nie eintlik ander nodig nie, ek het eintlik God nie nodig nie, ons sal dit nie sê nie, maar ons dink dit. Soos wat daar ook baie atlete op die Olimpiese spele was. Ons raak verwaand. Ander kere weer beer ons vorentoe en ons probeer deurdruk en ons probeer sterk lyk, sodat niemand tog 'n swakheid by ons kan sien nie, maar eintlik broers en susters, is ons almal op die krikkelys. Ons probeer hierdie front voorhou van 'n sterk geloof, sodat niemand dalk mag dink dat ons iewers sal twyfel nie, maar eintlik is ons klein geloof en twyfel soos hierdie gebrek, hierdie besering, hierdie siekte, wat ons verhinder om voluit te kan leef. Ons is stikkend. Ons is weerloos. Ons is seer. Maar niemand mag dit sien nie. Ons het genesing nodig, maar ons is te trots om te sê, help my. Is dit nie dalk waarom niemand ons help nie? Ons verwyd dikwels mense as ons deur 'n krisis gaan en sê, ons het nie ander se ondersteuning gekry nie. Maar het daardie mense ooit geweet dat jy iemand nodig het en wat jy nodig het? As ek en jy heeltyd hierdie gesig gaan opsit van, nee, alles is reg, alles is oukei. Hoe sal mense weet om ons te ondersteun en waarom ons te ondersteun? Ek dink, daar is eintlik baie meer mense wat bereid is om ons te help as wat ons dink. As ons dit net weer sal waag om hulp te vra.
Want dit het ons vanoggend geleer, is nie 'n teken van swakheid, soos wat ons baie keer dink nie. Nee, dis waar geloof begin. Ek glo, help my waar ek nog ongelowig is. Help my. 'n Suksesvolle atleet kan net suksesvol wees as hy of sy besef dat hulle ander nodig het. Dat dit 'n span is wat help om jou suksesvol te maak. En wanneer jy 'n besering opdoen, toe te laat dat jou spanlede jou dra en jou help. Want dis hulle werk. Jy gaan beserings opdoen in hierdie lewe. Jy gaan soms op die krikkellys wees. Jy gaan dalk begin twyfel in geloof. En weet jy, die probleem is nie dat jy op krikke is nie. Die probleem is nie dat jy twyfel nie. Die probleem is, wat doen jy daarmee? Die probleem kom in wanneer jy weier om hulp te aanvaar of eers van die begin af nie eers wil vra vir hulp nie. Want daarmee sê jy eintlik, ek dink dat ek sonder God en mens kan regkom. Jou trots gaan jou egter nie gesond maak nie. Kom ons gaan leer vandag by die atlete op die krikkellys. Kom ons vra vir hulp, sodat ons weer op die been kan kom. Kom ons bid tot God en sê, Here, help my in my ongeloof. Want so erken ek nie net my twyfel nie. Ek erken ook dat ek afhanklik is van God. En daarvoor het God nog nooit iemand verkwalik nie. Maar moenie hulle daar ophou nie. Vra ook vir die hulp van ander. Want ons geloof is nie veronderstel om 'n individuele sport te wees nie. God het juis vir ons 'n gemeenskap van gelowiges soos hierdie gegee, sodat ons daar kan wees vir mekaar. Hy het ander mense vir jou gegee wat sekere gawes het om jou te help. Hy het ander mense gegee as gawes om jou te help waar jy dit nodig het. Hy het vir jou gawes gegee om weer ander te help. Maar dan moet ons vra. Onthou dan, jou span staan agter jou. Jou Here staan by jou. Doen die dapper ding. Vra vir hulp. Bid. Amen. Kom ons sing nou ten slotte Gesang 601 en daarna sal ek vir ons voortgaan met die slotgebed. God laat ons
Laat ons nou saam bid. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U ken ons. U weet ons as mense leef elke dag in 'n lewe vol spanning. Nie net spanning oor dinge wat met ons en rondom ons gebeur nie, maar ook hierdie spanning binne in ons. Elke dag woel dit in ons. Dis 'n spanning wat net nooit ophou nie. Ons beweeg tussen haat en liefde, wraak en vergewing, hoop en moedeloosheid. Party dae kies ons die een en die volgende dag weer die ander. En Here, U weet ons probeer dit baie keer wegsteek. Maar omdat U ons ken, weet U ook dat ons kwesbaar is. Dat ons nie so sterk is as wat ons dink of wil voorgee nie. En dat ons soms seer kry en twyfel. Here, lei ons dan om die vrymoedigheid te ontwikkel, om met ons twyfel en ons vra na U toe te kom. Want ons weet U sal ons nie daarvoor kwaadlik neem nie. Inteendeel, dit is juis wanneer ons besef dat ons van U afhanklik is, dat ons geloof sterker word. Ons bid, maak ons dan dapper genoeg om vir hulp te vra en nederig genoeg om hulp te aanvaar. Dankie dat ons geloof en ons sekerheid nie van onsself afhang nie, maar van U ewige liefde in en deur Jesus Christus. Daarom bid ons dit in sy naam alleen. Amen. Wat voor in die hemel heilig sy naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood en vergeef ons al ons skuld, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die rein en die sterkte en die ere. Van ewig en ewig. Voor ewig en ewig. Amen. Gemeente, gaan heen in die vrede van die Heer. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met ons wees elke oomblik van elke dag. Amen.